Ons skriflesing, soos jy nou al gehoor het, is uit Matteus se weergawe van die Kersverhaal. Nou Matteus begin dit met die geslagsregister van Jesus om te wys hoe hy ingebed is in die geskiedenis, en dan het hy 'n kort weergawe van die geboorte van Jesus, waar vir my nogal 'n moment was wat my getref het, dat die engel vir Josef gesê het, toe daar nou 'n bietjie 'n probleem ontstaan het, dat Maria nou swanger was, en Josef het geweet, dit is nie van hom nie. Toe het die engel kom en vir hom gerusgestel, en vir Maria gerusgestel ook, en gesê, hierdie seentjie wat gebore word, moet 'n spesifieke naam kry, en sy naam moet Jesus wees, staan in vers, wat is dit, 21 van hoofstuk 1, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dat in die einde, as ek klaar vertel het, dan sê Matteus pertinent dat Josef het hom toe Jesus genoem. Josef het hieraan vasgehou en hom toe Jesus genoem. Nou daarna kry ons die besoek van die wyse manne uit die ooste. Jesus beskerm is deur God, deurdat hy dat sy ouers met hom na Egipte toe gevlug het. Ons kry die tragiese verhaal van die kindermoord en die terugkoms uit Egipte, en Jesus het toe intussen groot geword. Daarvan word daar nie veel vertel nie. Maar Jesus se neef, as ek nou reg het, Johannes die Doper, was mos ook geroep en aangestel deur God om soort van die pad voor te berei. En Johannes het bekering verkondig. Hy het vertel dat daar nou 'n nuwe era, die finale era gaan aanbreek, en dat mense hulle tot hierdie boodskap moes bekeer, tot God moes bekeer wat nou 'n nuwe ding gaan doen. En hy het baie spesifiek gesê, dis nie hy wat Johannes die Doper is wat die belangrike is nie, maar hier kom een na hom wie se skoene ek nie waardig is om los te maak en uit te trek selfs nie. Hy sal 'n nuwe doop gee. Doop in die sin van 'n inlywing, 'n nuwe verklaring van 'n begin. Dit sal hy kom doen. En nou lees ons daarvan. In daardie tyd laat ek dit op die skerm gooi, ekskuus. In daardie tyd het Jesus is nou al groot, van Galilea af na Johannes die Doper toe by die Jordaan gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder, deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe. Hoekom het hy dit verhinder? Want dit het nie sin gemaak, dit het nie vir hom gepas in sy verstaan van dinge nie. Daarom het hy dit probeer verhinder. En hy kom na my toe, maar Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen. Want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toegedoop en het daarna dadelik uit die water gekom. Of hy dadelik daarna uit die water gekom, dit maak seker nie saak. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. 'n Stem uit die hemel, dit is my geliefde seun. Sien die duif wat op hom neergedaal het as die Heilige Gees. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Kersfees van 2025 van hierdie seisoen is nou verby. As jy nou moet terugdink, ek het nou al so 'n bietjie daarvan gepraat, en ek hoop dit was soos iets om jou gedagtes aan die gang te dink. Waaraan dink jy? Wat onthou jy eerste
as jy nou terugdink aan Kersfees van verjaar? Wat is die lekkerste ding wat jy onthou? Wat is die prominente iets wat nou voorop in jou gedagte kom? Ag, dit kan verskillende goed wees, en dis alright. Dis goed, want die Here onderstreep so 'n manier ook vir ons, hy help ons om iets te belewe, en daai moment wat jy beleef het, wat jy nou eers onthou het, is 'n geskenk van die Here ook vir jou. Koester dit. Vir my, soos ek nou gesê het, in die hele Kersverhaal en die lees weer daarvan, het daar iets uitgepop, en dit is uitgedop, en dit is die belangrike moment van naamgewing. Dat God daarby betrokke was. Nou, naamgewing is vir ons nog altyd belangrik. As daar 'n klein kind gebore word, dan het die ma en die pa, of deesdae kan mens mos nou vooraf weet of het 'n seentjie of 'n dogtertjie is, en dan word daar mooi planne gemaak en goed nagedink oor watter naam gaan ons nou vir hierdie spruitjie van ons gee. En dit is vir baie keer vreeslik interessant om te sien watter name, watter spoggerige name ook daar na vore kom, en hoekom dan 'n spoggerige naam? Baie keer omdat dit ons iets daardeur sê. Die oupas en die oumas hoop natuurlik heimlik maar dat ons vernoem gaan word. Jy weet, nou hoekom sal dit nou vir ons belangrik wees? Is miskien ook 'n goeie vraag om te vra. En daar's verskillende redes dalk daarvoor, maar verstaan jy die rol van 'n naam? En in die Bybelse tyd veral ook, was dit dalk nog meer belangrik dat die naam uitdrukking gegee het aan die wens en in die verstaan van die ouers oor hierdie kindjie wat gebore is. En toe hierdie kindjie nou vir Maria en Josef gebore is, daar in die Bethlehem, was God, wat die eindelike Vader van ons Here Jesus Christus ook was, betrokke by die naam gee, en hy het 'n spesifieke naam voorgestel, want, het hy gesê, dis hy, hierdie kindjie, wat sy volk, en dis nou nie net die Jode, die Israeliete van destyds nie. Ons weet, Jesus het later verduidelik in Paulus ook, dat dit baie weier gaan, dat die bloedsnageslag van Abraham weier gaan deur die bloed van Jesus Christus, maar die volk, die mense van God, gaan hy verlos. Ekskuus tog. Nou, verlos is 'n tipiese kerkwoord, wat ons seker elke Sondag 'n paar keer gebruik, en jy gebruik dit dalk ook baie in jou lewe. Maar wat is die prentjie wat jy het van verlos? Hoe werk verlos? Hierdie gewone bekende woord, wat ons so outomaties gebruik. Wat is jou inhoud vir verlos? Verlos kan twee goed beteken vir ons as gelowiges. Daar's 'n moment van dat dit eenmalig is. Ag, in 'n gewone lewe is dit ook so. Jy is eenmalig verlos van 'n ding. Mense kry kanker byvoorbeeld, of mense het hier 'n vreeslike besigheid in die maag of in die knie, jou knie, jy kan nie meer loop nie. Kom ons praat liewers buitekant. My ma het destyds gesê, toe hulle haar knie doen, is daarom ten minste nie hier in haar nie, hulle werk daaronder. So kom ons praat daarvan, as jou knie vir jou pla, jy kan nie meer loop nie, dan gaan jy na die dokters toe en hulle sê, okay, dis nou 'n knievervangings nodig, en dan haal hulle die dele wat nie meer werk nie uit, en hulle sit ander dele in, en so aan, en jy slaap gelukkig. En as dit klaar is, dan is jy verlos, eenmalig, jy's nou verlos van die probleem. En so, toe ons vir God in die oë gekyk het, vir Jesus besef het wie hy vir ons was, en wat hy vir ons kom doen het, en ons dit met hele hartig aanvaar het, en soos ons nou maar ook sê, tot bekering gekom het dan, is ons verlos. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis. En dis belangrik. Maar, soos met jou knie,
het dit nou nie maar net eenmalig daar in die hospitaal gebeur toe jy 'n nuwe knie gekry het en nou is dit klaar nie. Die verlossing werk verder. Elke keer waar jy nou gaan loop, of wanneer jy nou gaan tennis speel, of golf, of wat ook al, rolbal speel, en jy besef, ek kan nou weer so lekker afsak op hierdie knie, dan beleef jy iets van die verlossing. Dan is hierdie verlossing nog steeds van waarde. So, behalwe dat dit eenmalig is verlossing ook 'n proses. Dis iets wat voortgaan. Voortgaan. En Jesus se verlossing vir ons het gebeur. Wel, mens kan nou sê, as jy die tyd wil sê, dat het gebeur toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Maar dit het vir my gebeur, daar in standaard 6 rond, toe ek vir die besef het, wat gaan vir wat, en ek my hart vir die Here gegee het, soos ons destyds het gesê het. Maar daarna was Jesus nog altyd vir my belangrik, en moes hy vir my belangrik gewees, het ek hom nog nodig, tot vandag toe. Nou wil ek vir jou vra, kyk, ons moet nou allemaal lysies van goed wat ons nog wil doen, en voornemens vir die nuwe jaar, wat ons nou graag wil doen hierdie nuwe jaar, en kaste regpak, en die garage moet skoongemaak word, weer 'n slag en weg, maar hoe ver op jou lysie van goeders vir hierdie jaar lê verlossing van sonde? Dat ek ook verlos van sonde wil word. Dat hierdie ding waaroor ek kan nadink en moet nadink en besluite moet neem sodat dit prakties word in my lewe. Hoe naby aan bo op die lysie is dit in jou lewe nou? Wat sê jy? Ek is bevrees, dis nie baie hoog op nie. Want ons gaan maar so aan. Né? Maar na die Kersgebeure is daar 'n baie belangrike ding wat ons nou gelees het. En laat ek myself net gou onderbreek voor ons by hierdie doop kom. Kort na Jesus se geboorte is hy ook besny. Die teken van die verbond wat God met die mens het, wat nou na Christus oorgegaan het in die doop, in die kinderdoop, soos ons het nou ken. Jesus het ook daardie teken van die verbond ontvang. Maar nou het ons gelees, kom hy hier na die Jordaan, na Johannes die Doper toe, en dis die volgende belangrike moment wat Matteus dan vir ons vertel, dat Jesus gedoop word. Nou wat gebeur hier eintlik? Jesus se doop en Johannes die Doper se doop is nie die sakrament wat ons vandag nog het nie. Dis iets anders. Dit was 'n erkenning of 'n belydenis aflegging op 'n simboliese rituele manier dat ek inval by die nuwe bedeling, dat ek bewus is daarvan en dat ek dit aanvaar dat God nou 'n nuwe bedeling gaan begin. Dat ek bewus word, dat ek weer attent gemaak word daarop, dat die sonde 'n probleem is, dat die nagevolge van die sonde vir ons laat lei, en dat God nou kom met sy laaste finale plan, om vir ons daar uit te lei en daar uit te help. En mense wat hierdie boodskap, wat Johannes die Doper gebring het, aanvaar het hulle dan laat doop, as 'n teken daarvan dat hulle dit ervaar. Nou, hoekom moes Jesus dit nou ook vat? Want hy hoef tog nou nie 'n bekeringsdoop, soos ons hierna verwys, te ontvang het nie. Onthou jy in Hebreërs 4 vers 15, vir my wonderlike vers, daar staan, Jesus het met sy menswording so mens geword, dat hy alles ervaar wat ons ervaar, dat hy ons lyding ook geken het. En die lyding aan die kruis was erger as wat enigeen van ons sal ly. Hy ken dit. Hy het aan ons gelyk geword, maar daar staan daar, behalwe hy het nie gesondig nie. Hy was nie onderworpe, of dalk was hy ook onderworpe aan hierdie outomatiese gedrag om geneig te wees om sonde te doen, maar hy kon daarteen weerstand bied en hy het daarteen weerstand gebied.
omdat God hom ook die krag gegee het. So wat gebeur hier? Jesus sê, wat hier nou gebeur, is die wil van God. Nou, hier sit ons nou weer met 'n woord wat ons vreeslik baie in die kerk gebruik, en in ons lewe gebruik, die wil van God. En as ons dit nou klaar gesê, dan wonder ons baie keer nou, maar wat is nou dit presies? Wat is die wil van God? Wat is wil? Jesus sê hier, dis die wil van God dat hy gedoop moet word, sodat hy hom volledig kan vereenselwig met die mense wat sukkel met sonde. Dat hy ook daardeur sê, ek weet en ek is bewus daarvan en ek is deel van die nuwe proses van die finale verlossing wat nou gaan plaasvind. Die laaste dae, soos die Bybel ook daarvan praat, wat aanbreek met Jesus se koms. Hoekom? Sodat hy as mens, volledige mens, vir ons as mense kan verlos. As hy goddelik was, dan kon hy nie vir ons verlos nie, want ons is nie goddelik nie. Dan kon hy nie in ons plek die prys vir die sonde betaal nie. Maar omdat hy 'n mens was, het hy sy lewe beskikbaar gehad as mens en kan hy dit gee vir my en vir jou, vir ons elkeen. Dis die wil van God dat hy ook hierdeur met hierdie doop moes toon dat hy volledig mens is en met die mensheid vir hom assosieer. Paulus skryf later in Filippense dat hy sy goddelikheid moet maar tydelik in die hemel gelos het, om dit nou maar plat weg te stel. Hy het homself ontledig. Hy het nie as mens hier, en soos daai storieetjies van Jesus as kindjie wat saam met die ander kinders gespeel het, hulle nou klei diertjies gemaak, sulke klei voeltjies, en dat Jesus se voeltjies vir ander regte voeltjies weggevlieg. Ag man, dis net legendes, dis nie waar nie, dis nonsies. Want hy het nie sy goddelikheid gebruik om grand te wees nie, om anders te wees nie. Hy het op sy goddelike hulp en krag en vermoë gesteun om voluit mens te wees vir ons. Nou goed, die wil van God. Wat is wil? Wil is niks. Jy wil iets, né? Ek kry nou warm. Ek wil nou iets. Ek wil nou jy is nie 'n waier nie, maar dit is alright, ek bedoel nou nie, jy moet 'n waier wees nie, maar ek wil nou my baadjie uittrek. Hy sê, ek wil iets doen. En ons moet altyd vir onsself afvra as ons die woord wil hoor, maar wat 'n iets word gewil. Mens kan sê die wil van God is daarom, omdat dit 'n wil oor iets is, kan ons ook sou ons ook kon sê, dit is die plan wat God het. En as hy dan nou hier sê vir Johannes, as Jesus vir Johannes sê, nogtans moet jy dit doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen, kan ons sê, moet ons aan die plan van God voldoen. Aan wat God in gedagte het voldoen. En die plan van God met jou en my is om ons te verlos van ons sonde. Het jy dit nodig? Het jy dit nodig dat jy verlos moet word van jou sonde? Jy wat eenmalig al klaar vir Jesus aangeneem het op 'n lang tyd lank gelede, het jy dit nodig dat jy vandag nog van jou sonde verlos moet word? Wel, jy moet 'n antwoord hierop hê. Jy moet weet of dit nog nodig is, want as jy dink ek dis nie meer nodig nie, dan is hierdie teks nou nie vir jou vandag ter sake nie. Maar as jy besef, as jy weet, ek het dit nog nodig, nog steeds nodig om van sonde verlos te word. Al gaan ek hemel toe, en al my sondes vergewe, maar van die praktiese, afbreekende dade, dis tog wat sonde is, om daarvan verlos te word. Dan sê Jesus vir ons, of dan sê die teks vir ons, plus die hele Kersgebeure, dis waarmee Jesus besig is.
Dis waarvoor hy volledig mens geword het. Dis waarvoor hy hom volledig met ons vereenselwig het. Om ons te verlos van die praktiese sonde. Nou, hoe doen hy dit? Hy verlos ons in die eerste plek, of byvoorbeeld, kom ons sê maar in die eerste plek, julle hou ons af van 'n dominiespunte het. Hy verlos ons in die eerste plek van die skuld van ons sonde. Daarom, ons wat tot bekering gekom het, ons wat kinders van die Here is, ons hoef nie vir ons te bekommer oor die oordeelsdag eendag nie. As ons voor die regterstoel van God verskyn, soos dit in die Bybel geteken word, presies hoe dit sal wees, maak nou nie saak nie, maar dit is hoe dit vir ons geteken word. Maar as ons voor die regterstoel van God verskyn, dan sal hy vir ons sê, moenie worry nie, kom verby, jou skuld is alles klaar betaal. Jesus het ons klaar eenmalig daarvan verlos aan die kruis, en dit is finies en klaar. Maar Jesus gaan verder. Hy verlos ons ook van die verslawing aan die sonde, weens ons gebrokenheid as mense. Ons kon dit nie regkry om volmaak te lewe soos Jesus het kon regkry nie. Daarom is dit nodig dat ons gedurig nog verlos moet word. En elke nou en dan as ek besef, het ek alweer dit gedoen, ek het alweer my hemelse Vader se hart seer gemaak. Weet, dis waarvan ek praat. Ons is gebroken en ons is kwesbaar en ons kan verlei word deur die Satan en ons kan foute maak, ons kan verkeerde keuses maak, ons kan verkeerd verstaan en verkeerd dink. Jesus help ons daarmee. Daarom is ons liefde vir God kom ook uit in 'n verstandshandeling, het ons aan die begin gesien. 'n dinkhandeling oor ons lewe. Maar daar is 'n ander belangrike ding waar Jesus ook nog vir ons verlos. Hy verlos ons van die nagevolge van sonde. Want dis die moeilikheid met sonde, is dat sonde het nagevolge. Jy kan nie altyd dit ongedaan maak nie. As kinders het ons baie keer as ons mekaar kwaad gemaak het, dan sê ek, ekskuus man, sê ja, okay, ekskuus help niks, want dit maak nie reg wat jy verkeerd gedoen het nie, of ek sal jou vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Partykeer is dit goed dat ons nie kan vergeet wat ons verkeerd gedoen het nie, want dit motiveer ons weer om te onthou hoekom laat om dit nie weer te doen nie. Sonde het nagevolge, en partykeer is die nagevolge vreeslik erg. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy verduister sê maar geld in die besigheid. Korrupsie is mos nou 'n bekende ding. En jy word nie uitgevang nie, maar jy as Christen vang jouself uit. Jy besef, dit is verkeerd. En jy kom self daarmee op die lappe, want jy wil nie so aangaan om 'n leuen te lewe nie. En dis goed. Maar heel moontlik verloor jy nog jou werk. Heel moontlik verloor jy jou registrasie as prokureur of rekenmeester of wat ook al. Heel moontlik, ek meen daar's nagevolge wat nie ongedaan gemaak kan word nie. Maar dan kom die Here en hy help ons tog om verder te lewe met hierdie letsel, sodat die letsel later nie meer die mees prominente ding in ons lewe is nie, maar dat ons dit ook leer hanteer en kan voortgaan. En dan die vierde manier waarop Jesus vir ons verlos, is van die onskuldige blootstelling wat ons kry aan ander mense se sonde. Dis my hartseer dikwels om te sien hoe ouers ly onder die foute van hulle kinders, en die foute wat dikwels sonde is. Ja, mense nou kan praat oor die politiek, oor die beskadiging en vernietiging van ons demokrasie deur swak regering byvoorbeeld.
deur die agteruitgang van dorpe, deur foute wat gemaak is in die aanstellings by plaaslike owerhede, om maar goeters te noem. En ek praat nou nie sleg nie, president Cyril Ramaphosa het nou dieselfde ding gesê in die ANC se 8 Januarie verklaring, né? Dat die dorpe is in 'n gemors as gevolg van sonde, van die mense wat aangestel is en wat dit nie goed doen nie. Nou nie almal is so nie, maar die wat dit dan nou wel. So ons ly onder die blootstelling weens ander se sonde ook. En dis eg. En ons kan dikwels niks daaraan doen nie. Of min daaraan doen. Maar Jesus verstaan ook dit. Daarom kan ons dit met hom bespreek. Kan ons daaroor bid. Kan ons vra, help my. Dat is my so mooi die een dominee daar by ons Kleinmond van die VG Kerk. Ek dink hulle het ook probleme met hulle seun. Dat hy so mooi gesê, hy het ook vir die Here gevra, hulle het nou gedoen wat hulle kan, het hy vir die Here gebid, die Here moet maar sy spoor vat. Is dit nie mooi nie? Die Here moet maar sy spoor vat. Maar hy sê, as die Here hom dan nou ingehaal het, met ander woorde, toe die konsekwensies van sy dwelm so goed om nou ingehaal het, toe was dit vir hulle as ouers ook maar nie goed nie. Toe is hulle ook weer hartseer en voel hulle ook sleg daaroor. Ons ly omdat ons buitekant die tuin van Eden lewe. Maar daarom het Jesus gekom. Daarom is sy naam verlosser. Daarom het hy hom met die mens vereenselwig, sodat ons na hom toe kan gaan. En met hom kan praat oor ons gelukkig, oor ons gesukkel. Die plan van God is, dat ons weer in die verhouding soos in Eden sal wees met hom. Dat ons weer met hom in die aandwindjie kan praat, in die stilte van 'n intieme gebed. Dat ons weer vrymoedigheid met God kan hê. God se wil was hier vir Jesus en vir Johannes die Doper destyds bekend. Nogtans is dit die wil van God, het Jesus gesê. Hy het dit geweet en dit het vir Johannes het dit ook geklik. Dit was vir hulle twee bekend. Maar dit is ook vir ons bekend. Vandag. God se wil met jou en my is vandag bekend. En toe God se wil vir Jesus en Johannes daar bekend word, toe doen hulle dit. Toe laat Jesus hom doop. En toe doop Johannes vir Jesus. Al wou hy dit nie doen nie. Maar toe God se wil bekend word, toe doen hy daarvolgens. En daarom is ons opskrif oor hierdie nadenke 2026 om u naams ontwil. Amen. Om u naam verlosser se ontwil gaan doen ons 2026. Laat dit so wees. Amen. Here onsse God, dankie dat u ons ken en verstaan en vir ons liefhet en dat u daarom verlosser vir ons is. Verlosser. En dat u wil gedoen is en steeds gedoen word. Ons het daaroor gesing met lofsange en ons het vir u dankie gesê met ons dankoffers. Maar ons ken ook u wil. Ons weet dat u ook vir ons roep as gesandte van u, as deel van u liggaam, om hierdie verlossingswerk, hierdie loskom van die smart en die smet en die afbreking van die sonde, om dit te beveg.
uit te kanselleer in u naam. Daarom wil ons hierdie nuwe jaar ingaan om u naams ontwil. Amen.